Ons is weer aanlyn. Liewe vriende, hierdie fotootjie, wat julle hier sien. Ek weet, dit sal nie altyd so duidelik nie, maar hier aan die linkerkant op die foto is daar so 'n gebouetjie. Dit was die eerste kerk op Oudtshoorn. En as julle sien voor daai kerk is daar 'n klomp tente en ossewaas en goeders. Dis hoe dit in die ou tyd gewerk het. Die ouens het van baie ver gekom om hier in Oudtshoorn te kom kerk hou, en dan as jy, gewoonlik was dit vir 'n nagmaaldiens, en dan het die ouens hier vir die hele week gebly, hulle inkopies kom koop, al die voorraad vir die plaas, en dan het hulle weer die lang pad huis toe gevat. So, dit was 'n groot gedoente. Die eerste dominee van Oudtshoorn Moedergemeente was 'n dominee, sy naam was, amper sê ek, my eie naam, Tobias Johannes van der Riet. Julle weet van der Rietstraat, nou weet julle wat daai naam vandaan ook kom, van der Rietstraat. Dit was die eerste dominee van Oudtshoorn Moedergemeente. En dan 'n ander dominee, wat ook noemenswaardig is die een wat julle dit langs sien, was dominee George Murray. Dominee George Murray was die eerste dominee wat in die nuwe pastorie, hier oorkant die pad gebly het, toe hulle hom gebou het. En julle kan nou wil ek eers vir julle sê, dit is nou ou foto's, hierdie foto's hang hier in die konsistorie ook, maar die ChatGPT is baie oulik. Kyk gou hoe lyk hulle, as mens hulle nou vandag sou gesien het, dan sou hulle so gelyk het. Dis nou hoe hulle modern lyk, maar die dominee aan die regterkant, dominee George Murray, hy was die seun van Andrew Murray, wat mos een van ons kerkvaders in Suid-Afrika is, wil ek amper sê, dominee Andrew Murray se seun. En behalwe dat hy die eerste bewoner was van die pastorie, was hy ander noemenswaardige sy kinders. Dis sy gesin daai. 16 kinders. En dis al mense wat sê, hoekom het ek so baie kinders? So daar is dominee George Murray en sy 16 kinders. Hy arme vrou. Julle, in elk geval. Die kerkgebou wat julle vandag sien, is ook 'n ding wat sommer net ontstaan het. Hy is reeds in 1861 het hulle die hoeksteen gelê vir hierdie gebou. En toe kom daar 'n verskriklike droogte en die gemeente se geld raak op. Maar behalwe dit, tussen die argitek en die bouer was daar ook een of 'n misverstand toe hulle uiteindelik kom waar hulle die dak moet opsit, kom hulle agter daar is 'n 4 voet, dis meer as 'n meter hoogteverskil tussen waar die dak moet wees en waar die mure ophou. En dit het ook toe nou 'n hele tyd gevat om daai gemors uit te sorteer. En so het dit gebeur dat eers 18 jaar later in 1879 is hierdie kerkgebou voltooi. Julle sien hierdie engeltjies hier rondom die preekstoel. Hulle kom uit Skotland uit. En hulle is daar deur 'n beeldhouer gemaak, maar die kerkraad was so bang dat die engeltjies as hulle aankom vreemd of anders te gaan lyk, het hulle 2 foto's saamgestuur van 2 plaaslike Oudtshoorn meisies en gesê, gebruik hierdie as jou model, want hulle wou nie hê die engeltjies moet te Europees lyk nie, wat dit ook al mag beteken. Maar dit is baie interessant as mense nou in daai kerkraadsnotules gaan lees, waaroor die ouens gepraat het, maar die engeltjies mag nie te veel Europees gelyk het. En hierdie hele preekstoel is natuurlik uit sandsteen gekerf. Een stuk sandsteen. Dit is soos 'n besonderse kerk. En dit is 'n besonderse stuk geskiedenis. En julle kan self verder gaan oplees, daar's baie bronne op die internet ook oor die kerkgeskiedenis. Want ons gaan vandag praat eintlik oor 'n ander gemeente se geskiedenis. Julle het nou gehoor hoe Oudtshoorn Moedergemeente, hoe hy ontstaan het, maar vandag gaan ek julle terugvat na 'n bietjie minder as 2000 jaar terug na 'n area daar in Wes-Europa, na 'n plek met die naam Filippi. En ons kry die ontstaansgeskiedenis van die gemeente van Filippi in Handelinge 6, en ons gaan, Handelinge 16, en ek gaan daar lees vanaf vers 6, maar voor ek doen, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vanoggend hier by mekaar kan kom, dat
dat ons kan uitsien na 'n week van Pinkster, van U nabyheid, om saam met ander gelowiges saam te kuier. Dankie Here, dat U ook nou hier teenwoordig is. En wanneer ons U woord oopmaak en daaruit lees, dan weet ons Here, U woord is lewend. U spreek deur al die eeue nog met U kerk en U kinders daardeur. En dis my gebed dat ons elkeen vandag mooi sal luister. Wat is dit wat U deur U woord en gees vir ons wil kom leer? Spreek Here, U kinders luister. Amen. So Paulus en Barnabas en Silas, nie Barnabas nie, Paulus en Silas en Timotheus en Lukas is op hulle tweede sendingreis. Hulle is op pad Asië toe om die evangelie te verkondig. Nou lees ons vers 6. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Messië kom, het hulle na Bithynië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig van 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en kom help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na die Samotrake en die volgende dag aan Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedryf met perswol materiaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toegedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom, gaan by my tuis. En sy het ons oreed om dit so te doen. En so het Paulus en sy metgeselle 'n paar dae by Lydia aan huis gebly en 'n paar dae later, terwyl hulle deur Filippi stap, is daar hierdie slawe vrou wat hulle agtervolg. En hierdie slawe vrou was deur 'n waarsêers gees besit, staan daar. En sy het die heeltyd goeters geskree van, ja, hierdie is manne van God, hulle ken die reddingspad, en op 'n kol het Paulus omgedraai en hy het hierdie vrou stilgemaak en hy het hierdie gees uit haar uitgedryf. Wat 'n goeie ding is, maar toe dit nou ook 'n bietjie 'n slegte uitkoms, want hierdie eienaar van hierdie slaaf was bietjie ongelukkig met hulle, want hierdie vrou het vir hulle geld ingebring met haar waarsêery. En nou is hulle daar inkomste kwyt, en hulle gaan toe na die stadsowerhede en gaan oortuig die mense daar om te sê, maar hierdie Paulus en sy trawante, hulle is 'n klomp opstokers wat net kom moeilikheid maak. En op grond van hulle getuienis word Paulus hulle toe gearresteer, hulle word gevonnis tot lyfstraf, hulle is met swepe geslaan en in die tronk gegooi. En nou mag ou dink, sjoe, hierdie arme Paulus en sy mense, hulle sit nou seker daar in sak en as en sê, hoekom het ons ooit na hierdie plek toe gekom? Maar nee, ons lees dan in vers 25, daar waar Paulus en Silas nog steeds in die tronk is. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot die lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen
om gered te word. En dan lees ons dat Paulus en sy metgeselle het daardie nag ook die tronkbewaarder en sy hele huishouding na die Here toe gelei en hulle is ook gedoop. Tot sover. Toe hulle begin golf speel het in die eerste jare, was die balletjie waarmee hulle gespeel het 'n gladde, ronde balletjie. Maar die ouens het baie gou agtergekom dat hoe langer jy met hierdie balletjie speel en hoe meer gehavend hierdie balletjie raak, hoe meer houe hy al het en duike en goeters, hoe verder trek die balletjie. En so die wetenskaplikes het ook bietjie navorsing gedoen en agtergekom, maar die rimpels in die balletjie het een of ander invloed op die lug rondom hom dat hierdie bal verder trek en nie net 'n bietjie verder nie, dat hierdie golfballetjie soos wat ons hom vandag ken met die dimpels rondom hom, trek 2,5 keer verder as wat hy sou getrek het as dit net 'n gladde, ronde balletjie was. So hierdie onperfeksies, amper wil ek sê, hierdie duike en die gehavendheid van hierdie oorspronklike balletjies waarmee die ouens gespeel het eintlik gemaak dat hierdie balletjie verder kon trek. Hierdie ontwrigting van die lug rondom hierdie balletjie. Vriende, en dit is maar hoe dit in die lewe ook werk. Dat ontwrigting, alhoewel dit nie lekker het nie, het soms 'n positiewe effek. In ons lewe gebeur daar baie keer ontwrigtende dinge en wat op daai oomblik waarmee ons worstel en ons wens dit kom net oor en verby. Maar as ons terugkyk kan ons sien dit het 'n positiewe effek op ons gehad. Dat hierdie ontwrigting is tye waardeur ons groei en waar tydens daar soms iets nuuts of beters kan ontstaan of een of ander verandering kan plaasvind wat ten goeie meewerk. Dit is ook as gevolg van ontwrigting dat hierdie gemeente van Filippi ontstaan het. Eintlik kan ons maar sê die hele kerk oor die wêreld is die gevolg van ontwrigting. Want wat anders as ontwrigting was dit nie dat God wat God is, mens moes geword het. En onder ons kom woon het en hier is hy gekruisig. En hy het gelei en hy is gemartel en gespot en hy's dood en toe het hy opgestaan en hy het hemel toe gevaar en 'n paar dae later is die Heilige Gees uitgestort en daai dag was ook 'n groot ontwrigting. Die mense wat die Heilige Gees ontvang het, Jesus disippels, die mense het gesê, maar is hulle dan nou dronk, wat gaan nie aan? En die ontwrigting het aangehou, want hierdie mense wat tot geloof gekom het in die Here Jesus is later vervolg. Hulle is doodgemaak, hulle is in die tronk gegooi en hulle het uitmekaar uitgespat en oral waar hulle gekom het hulle die evangelie verder verkondig. Die kerk bestaan vandag as gevolg van ontwrigting. Terug na die ontstaan van die gemeente van Filippi. Paulus wou nie na Filippi toe gaan nie. Hy was op pad na Asië toe om daar die evangelie te verkondig, maar dan lees ons dat keer op keer is hy geblok. Het die Heilige Gees op 'n manier hulle verhoed om daar waar hulle wou gewees het, daar uit te kom, totdat hy hierdie gesig gesien het, wat vir hom gesê het, maar jy moet na Macedonië toe gaan, jy moet na Filippi toe gaan, wat geleë is, en wat vandag bekend is as Griekeland, aan die noordelike deel daar van Griekeland. En dan kom hulle in Filippi aan. En dan is dit ironies dat die eerste bekeerling in Europa was 'n vrou. Hoekom ironies? Want ons het al gesê dat in daardie tyd die mense wat geleef het was 'n sterk patriargale kultuur. Mans was in beheer en die vrouens en die kinders was amper maar was net 'n bietjie beter as besittings. En tog kies die Here 'n vrou om die eerste bekeerling van die kerk in Europa te wees. En dit is hoe die Here werk, op vreemde maniere. Wie was die eerste bekeerling in Afrika, wat van Afrika af gekom het? Was 'n
ontmande Ethiopiër. Ook nie jou normale tipe persoon, as ek dit so kan stel nie. Maar dis hoe God werk. Hy het almal eweveel lief. Sien almal as gelyk en almal het vir hom eweveel waarde. Dit is die mense wat God kies om sy kerk te bou. So Lydia, die eerste bekeerling, sy was 'n welgestelde handeldrywer. Met perswolmateriaal word vir ons geskryf, purper. En dan lees ons uit die boeke, geskiedenisboeke van daai tyd, dat die kleurstof wat hulle gebruik het om hierdie materiaal, daai besonderse perskleur te gee, was 'n geheime resep. Niemand het regtig waar geweet hoe maak hulle daai kleurstof nie. En daarom was die materiaal en die kleure wat uit hierdie kleur met hierdie kleur gekleur is baie duur. So hierdie Lydia, sy was 'n handelaar wat hier in handel gedryf het. En ons weet sy het baie goed gedoen vir haarself. Maar die feit dat sy 'n welvarende handelaar is in die gemeente van Filippi, wat alles het wat sy nodig het, het nie beteken dat sy het nie die Here nodig nie. En so raak sy dan ontvanklik vir die woord, die evangelie van die Here Jesus. En sy en haar hele huisgesin word gedoop. Die woordjie wat hier vir huisgesin gebruik word, is die Griekse woord oikos. En oikos beteken almal in daai huishouding. Die slawe, die kinders, almal wat onder daai dak gebly het, is gedoop. Ek noem dit net want die is mense wat sê maar nêrens in die Bybel lees jy van dat kinders gedoop is nie. Hier lees ons van kinders wat gedoop is. Na haar doop toenooi Lydia vir Paulus en sy medereisigers om by haar te kom oorbly. En dan lees ons van die volgende bekeerling, wat weer iemand heeltemal anderste is, ook 'n vrou. Maar hierdie keer is dit nie 'n ryk vrou nie, nee, hierdie keer is dit 'n slaaf. 'n Slaaf wat niks besit nie eers haarself nie, en op hierdie stadium wat Paulus haar ontmoet, nie eers haar eie denke behoort aan haar nie, want sy is in die besit van 'n waarsêersgees. Interessant, die woordjie vir waarsêersgees in Grieks is pythona. Nou hoor julle die woord python, wat ons ook, python is soms 'n luislang, nê. Nou dit is afgelei van die Griekse mitologie, waar daar 'n tempel in Delphi was, waar die orakel van Delphi gebly het. Dis nou volgens die Griekse mitologie. En hierdie orakel het klaarblyklik antwoorde op alles gehad. En hierdie tempel waar die orakel gebly het, is beskerm deur 'n tipe slangdraak, wat se naam Python was. Python. En hierdie waarsêersgees raak dan die gees van Python. Hierdie vrou loop agter Paulus aan, sy skree hulle, Paulus raak geïrriteerd, en hy dryf hierdie gees uit haar uit. En so raak hierdie slaaf waarskynlik die tweede bekeerling van die Europese kerk. Maar, soos ek net genoem het, daar is gevolge. Die eienaars is nie baie gelukkig nie, en hulle laat Paulus in die tronk gooi, nadat hulle klere van hulle afgeskeer is, en hulle met swepe geslaan is, maar Paulus hulle hou moed. Paulus is die ou wat gesê, wees in alle omstandighede bly. Wees in alle omstandighede bly. En hier wys hy vir ons hoe word dit gedoen. Hier sit hy en Silas, hulle lywe is seer, hulle is half kaal, sit hulle in hierdie tronksel, en wat doen hulle? Hulle loof en prys die Here. En dan kom daar hierdie aardbewing. En ons lees al die tronkdeure het oopgegaan, hulle boeye het afgeval, die tronkbewaarder raak wakker en hy is in paniek. Want hy is verantwoordelik om hierdie gevangenes op te pas, en hy weet dit gaan waarskynlik hom sy lewe kos as hulle ontsnap het. So toe hy sien dat die tronkdeure is oop, toe wil hy sommer sy eie lewe neem. En dis waar Paulus toe intree en sê, nee. Ons is nog almal hier, wag net. En hy vra, maar wat moet ek doen om gered te word? En in daardie nag word hierdie tronkbewaarder
en sy hele gesin gedoop. Die volgende dag kom die boodskap by die tronkbewaarder dat Paulus hulle is vry om te gaan. Intussen het hierdie owerhede uitgevind dat Paulus is 'n Romeinse burger en 'n Romeinse burger het sekere regte gehad. En toe hulle hom geslaan het en in die tronk gegooi het, hulle het nie geweet nie, so ek dink hulle het hulle self boeglam geskrik. Gedink nou gaan hulle in die moeilikheid kom, maar Paulus los dit net daar. En hulle gaan terug na Lydia se huis toe. En daar staan by Lydia se huis, het hy saam met die ander gelowiges van Filippi bymekaar gekom en hy het vir hulle geleer en hulle bemoedig. Dit was die eerste kerkbyeenkoms in Europa. En dit is opvallend dat hierdie kerk telkens kom mense tot bekering word, deel van die kerk as gevolg van ontwrigting. Hoe? Wel, Paulus was op pad Asië toe. En toe kan hy nie daar uitkom nie. Sy reisplanne het net nie uitgewerk nie. En dan lyfstraf in die tronk. Julle, dis alles ontwrigting. En dan kom die Here en hy gebruik al hierdie dinge wat met Paulus gebeur het. En hy gebruik dit om sy kerk in Filippi te vestig. Ek het 'n vermoede, as jy vir Paulus gevra het so 'n paar maande vooruit, waar gaan hy wees en wat gaan hy doen, dan sou hy waarskynlik vir jou gesê, wel, ek is nou op pad Asië toe, ek gaan daar 'n bietjie die evangelie te verkondig, om dalk 'n kerk te plant. Nou is hy op heeltemal 'n ander plek. En as jy vir Paulus sou gevra het, nou, hoe lyk die tipe mense van jou eerste gemeente, sou hy gesê, ag, dit sal nou waarskynlik, ek weet, ek gaan maar altyd eers na die Jode toe, die Jode wat in daai plek bly en vir hulle vertel van die Messias wat gekom het. Maar hierdie gemeente van Filippi lyk heeltemal anders. Dis opmerklik die diversiteit. Jy het vir Lydia, 'n ryk, welvarende sakevrou. Jy het 'n slavin wat niks besit nie. Jy het 'n tronkbewaarder, 'n middelklas salaristrekker wat 'n Romeinse burger was. En dit is hoe die eerste kerk in Filippi lyk. God kyk verby klas, verby ras, verby opvoeding, geleerdheid, agtergrond. En hy sien 'n mens raak. Mense wat verskil, mense met foute, mense met gebreke, mense wat goed is, mense wat sleg is, maar almal het hy eweveel lief. En vir hom is almal ewe belangrik, en belangrik is almal ewe bruikbaar in sy kerk en in sy koninkryk. Niemand is te goed of te sleg om deel te word van sy kerk nie. Ons gemeente van Oudtshoorn, as ek hom nou 'n bietjie huis toe kan bring, het ook ontstaan as gevolg van ontwrigting. Baie jare terug was die inwoners of die Agterbergse mense, hierdie mense van Oudtshoorn bekend gestaan, die Agterbergse mense, was hulle deel van die ring van George. En daar 'n dominee so wan en dan oor die berg gekom en dan het hy hier kom kerk hou vir die inwoners, die Agterbergse mense. En toe is daar nou weer 'n klomp kerkpolitiek. Ons weet nie presies wat al die redes is nie, maar so gebeur dit dat skielik moet die Agterbergse mense hoor, nee, julle is nou nie meer deel van die ring van George nie, julle is nou deel van die ring van Mosselbaai. Och, en was hulle nou ontstel daaroor. Kyk, ek weet nie wat daai mense van Mosselbaai verkeerd gedoen het nie, maar as mens nou gaan lees in die geskiedenis, dan kom mens agter dat hierdie mense van Oudtshoorn het niks gehou van die mense van Mosselbaai nie. En dan klink dit hulle spesifiek dalk 'n grief gehad teen die dominee daar van Mosselbaai. En is op grond daarvan dat hulle toe besluit het, nee, dan maak dis nou tyd, dan maak ons nou ons eie gemeente. En so het dit gebeur dat in 1853, die 11de Oktober, Oudtshoorn Moedergemeente gestig is, onafhanklik van die ring van George of van Mosselbaai. Ontwrigting wat hierdie kerk tot stand gebring het. Ons moet nie ontwrigting as negatief sien nie, liewe vriende. Dit is die manier hoe God groei laat plaasvind. Hierdie gemeente
het in sy geskiedenis ook al baie ontwrigting geken. Hier was droogtes, hier was vloede, hier was persoonlike tragedies. En deur dit alles het God hierdie gemeente, hierdie kerk behou. Het hy 'n plan gehad wat hy met hierdie kerk wil doen. Dat hierdie gemeente ook sy lig kan wees hier op die dorp van Oudtshoorn. En vriende, die ontwrigting is nie iets wat ooit gaan ophou nie. 'n Onlangse geskiedenis, die toekoms wat voorlê, ons kan onsself maar regmaak, daar gaan weer ontwrigting wees. In watter vorm dit gaan kom, weet ons nie. Maar dit is wat die geskiedenis vir ons leer, die geskiedenis van die gemeente van Filippi en die geskiedenis van die gemeente van Oudtshoorn, is dat wanneer hier ontwrigting kom, moet ons nie in sak en as gaan sit nie. Ons moet dit raak sien as 'n geleentheid van groei. Ons moet gaan kyk, waar sien ons God se hand binne hierdie ellende, binne hierdie rampspoed, waar is God besig? En dan ervaar dat God nooit sy kerk, nooit sy kinders alleen los nie. En dat hierdie geleentheid kan wees vir ons om te groei. Natuurlik is dit nie lekker nie. Natuurlik is dit nie maklik nie. Niemand van ons wil ontwrig word nie. Dit is wat die woord ontwrig beteken. Dis iets wat nie lekker is nie. Dinge loop skeef. Maar sonder ontwrigting kan daar nie groei wees nie. Want groei kan net plaasvind as dinge verander, as daar ontwrigting is. So ja, dit is die positiewe en die negatiewe van ontwrigting. En as kinders van die Here, wat weet waar ons hulp en krag vandaan kom, kan ons ontwrigting, soos Paulus, met 'n loflied in ons hart, aanvaar en verdra, omdat ons weet, die Here gee uitkoms. En die Here is die een wat beloof dat hy laat alles ten goeie meewerk. So dalk moet ons vandag trots wees en sê, Here, bring maar, ons is reg. Ons is reg, ons weet U loop die pad saam met ons. En mag die Here dan ook, wanneer dit kom, vir ons as 'n gemeente seën met groei, dat ons al hoe meer sy lig in hierdie dorp kan wees. Amen. Liewe vriende, die Here het self die nagmaal ingestel. En daarvan getuig Paulus wanneer hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens nuut gemaak word. As verbondsmaaltyd het dit verskeie betekenisse. Ek wil vanoggend net op die volgende paar fokus. Die nagmaal as 'n waarborg van ons verlossing. Wanneer ons vandag hierdie brood en hierdie wyn proe, so seker as wat ons daai smaak in ons mond het, so seker as wat ons aan die brood en die wyn kan vat en dit kan inneem, so seker staan God se verlossing vir ons. Dit is fisiese tekens wat ons herinner dat God se verlossing is nie iets waarvan ons hoop nie. Dis iets wat ons kan weet. Dis iets waaruit ons krag kan kry. Iets waaruit ons sekerheid kan kry waarmee ons die lewe kan ingaan. Die Here het gesê, dit is my liggaam, dit is my bloed. En sou enigiets anders en alles in hierdie lewe tot onseker wees en alle ander waarborge tot niet gaan, sal hierdie waarborg wat vir ons gewys word in brood en wyn, sal hierdie waarborg bly staan. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit, sê Jesus in Matteus 24 vers 35. Die nagmaal wat ons vier, is ook 'n viering van ons gemeenskap met mekaar. Hier word ons ook herinner dat ons familie is van mekaar. Dat die Heilige Gees
wat in ons elkeen bly, vir ons aan mekaar verbind, en dat ons bloedfamilie is. Nie bloedfamilie dat ons dieselfde ma of pa het nie, maar dieselfde hemelse Vader. En dat dit die bloed is van die Here Jesus wat ons aan mekaar bind. Omdat dit een brood is ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood, sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 17. En daarom, vriende, moet ons mekaar lief hê, moet ons vir mekaar omgee, moet ons bereid wees om verdraagsaam te wees teenoor mekaar te vergewe, omdat ons ook op so 'n manier die evangelie van Jesus 'n werklikheid maak. Wie eenmaal saam met die Here geëet en gedrink het, kan nie meer in onvrede met mekaar leef nie. En dan die laaste een, die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Ja, dit wat ons hier vier, die Here se kruisiging, sy bloed, sy liggaam, is 'n hartseer en 'n somber saak. Maar dit bring ook vir ons die sekerheid van verlossing. Dat die Here Jesus het nie net gesterf nie, maar hy het ook opgestaan, die dood verslaan, en daarmee vir ons ook die ewige lewe geërf. En daarom, wanneer ons hierdie brood en wyn drink, dan kan dit met 'n stille vreugde en 'n stille dankbaarheid wees om te sê, dankie Here, dat ek vry is. Dankie dat ek in hierdie lewe so 'n oorvloed van vreugde en vrede en hoop en liefde kan ervaar. Hier by die nagmaal, wanneer ons die tekens gebruik, is dit met 'n hart vol dankbaarheid wat ons opnuut aan God kom wy. En met hierdie stuk dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk oor alle tye en sê dat U is waardig om die boek op te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Vriende, ons het nou gehoor waar die nagmaal gaan. Ek wil so 'n minuut gee wat ons elkeen net by onsself gaan stil raak en ons net weer aan die Here toewy. En dalk is daar iets wat pla vanmôre in jou lewe, dat jy dit ook vir die Here sal gee. Sê Here, ek is jammer hieroor, of Here, ek verstaan nie hierdie ding nie, of Here, gee vir my rustigheid hieroor, of Here, kom vul net my hart met vrede. Maar kom ons gee so 'n minuut wat elkeen op sy eie met die Here besig is, en dan berei ons ook op so 'n manier voor. En sodra ek amen sê, dan gaan ek vra dat ons almal staan en dan gaan ons saam die geloofsbelijdenis doen. Kom ons voortstaan. Amen. Liewe vriende, kom ons staan en dan gaan ons hardop ons belydenis van geloof doen en direk daarna gaan ons die Onse Vader sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons Vader wat kom in die hemel, Liewe vriende, as ons enige besoekers vanmôre het, wil ek graag vir julle uitnooi, as jy die vrymoedigheid het, om in jou eie gemeente die nagmaal te gebruik, is jy baie welkom om ook hier by ons die nagmaal te gebruik. Ons deel eers al die tekens uit en daarna gebruik ons dit saam.
Liewe vriende, is daar enigiemand oorgeslaan met die brood? Met die wyn? Okay. Julle kan vele van neem. Liewe vriende, die brood wat ons vanoggend gaan neem, simboliseer die liggaam van die Here Jesus, wat gekruisig is, wat vir ons gelei het, sodat ons vandag hier kan sit, as mense wat vry is, vry van ons sondes, vry om die Here te dien. Eet en dink daaraan dat die Here gesterf het vir jou sondes. Wanneer ons die wyn sien en drink, dan herinner dit ons aan die bloed van die Here Jesus. En hy roep dit in ons geestesoog op, weer die bloed, die spykers, die marteling wat die Here Jesus deurgegaan het, en die belofte, dat dit wat hy aan die kruis gedoen het, is genoeg. Dat sy bloed reinig ons van al ons sondes en al ons ongeregtigheid. Drink en dink daaraan en dank die Here vir jou sy genade. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vanoggend hierdie tekens wat wys na soveel lyding en seer kan gebruik as tekens wat 'n waarborg is van u genade, tekens wat 'n waarborg is van die ewige lewe, 'n teken, Here, dat ons vry is, dat ons u kinders is, u erfgename. Ja, Here, hierdie klein bietjie wyn en hierdie klein stukkie brood gee ons vandag weer hoop. 'n Hoop wat nie net 'n vaarwens is nie, maar 'n sekerheid van ons redding en ons verlossing. En Vader, dit is my gebed dat die sekerheid, die bevestiging wat ons vandag weer hier kry, Here, dat ons daarmee hierdie week sal ingaan en u liefde gaan verkondig, u naam gaan groot maak deur hoe ons lewe, deur dit wat ons sê en hoe ons optree. Ek bid dit in Jesus se naam alleen.